As hy. Ek lees vir ons uit Judas 1. Die opskrif is leef soos die Here wil hê. Ons lees vanaf vers 17. My liewe vriende, julle moet onthou dat die apostels van ons Here Jesus Christus julle vroeër ook teen hierdie mense gewaarsku het. Hulle het vir julle gesê, in die laaste dae op aarde sal daar mense op die toneel verskyn wat agter al die sondes aanloop en doen net wat hulle wil. Hulle sal 'n bespotting van julle maak. Hierdie slegte mense is besig om die kerk in twee te skeur. Al wat vir hulle saak maak, is hulle eie onbeheerbare drange en drifte. Die gees van God is glad nie in hulle lewe te sien nie. My liewe vriende, kom ek sê vir julle wat julle moet doen om op die regte pad te bly. Sorg dat julle geloof dag na dag sterker word. Bou julle hele lewe op God. Laat toe dat die Gees kragtig deur julle werk wanneer julle bid. Laat God se liefde julle lewe omring soos 'n sterk muur. Plaas al julle hoop op die ongelooflike goedheid van ons Here Jesus Christus. Hy gee so baie vir julle om, dat hy vir julle die ewige lewe sal gee. Gee om vir mense wie se geloof nog swak is. Help hulle sodat hulle geloof sterker kan word, al verdien hulle dit nie. Diegene wat op sleeptou geneem word deur hierdie mense se doen en late, moet julle uit die vuur ruk, voordat dit te laat is. En aan ander mense wat verkeerd doen, moet julle die nodige liefde bewys. Doen dit versigtig, maar hou aan, ook al verdien hulle dit nie. Julle moet egter niks te doen hê met al die verskriklike dinge wat hulle aanvang nie. Wat is die belangrikste gebeurtenis in 'n Christen se lewe? Om tot bekering te kom. Jy kan jouself nie 'n Christen noem as jy nie tot bekering gekom het nie. As jy nie jou lewe vir die Here gegee het nie. En dit is ook die dag wat baie van ons so uit die vuur uitgeruk is, wat hulle hierso van praat. Daar is geen groter gebeurtenis in enige mens se lewe as wedergeboorte nie. Want jy kan nie hemel toe gaan sonder daardie dag nie. Daar's nie 'n ander ingang nie. Net deur wedergeboorte gaan jy eendag die hemel bereik. Maar nou, in hierdie wandel met die Here, is daar ook 'n volgorde. Daar's 'n sequence waarin alles gebeur. Een ding volg op die ander. Om te groei moet jy eers een ding onder die knie kry, voor jy die volgende aanpak. 'n Kind word nie gebore in 'n hardloopbaan nie. Hulle kruip eers. En dan loop hulle so wankelerig. En wanneer hulle die voete gekry het en die beentjies het sterk geword, dan hardloop hulle. Sekere spiere en funksies moet eers ontwikkel voor jy die volgende kan doen. En dieselfde met ons geestelike lewens. Jy moet eers tot bekering kom. Dis die beginpunt van ons geestelike wandel. Jy moet tot bekering kom, dan kan jy gedoop word en gevul word met die Heilige Gees. Die doop van gelowiges is 'n goddelike opdrag wat alle mense, wat alle gelowiges uit gehoorsaamheid nakom. Onthou die doop vorm deel van Jesus se groot opdrag in Matteus 28 vers 19. Hierdie goddelike opdrag is aan Jesus se disippels gegee. En in die boek Handelinge sien ons hoe dat hierdie opdrag in gehoorsaamheid tot uitvoering gebring is. Hulle het gehoor, hulle het geluister wat die Here sê en hulle het gedoen. Elke een wat tot bekering gekom het, is gedoop. Hulle het afgegaan na 'n rivier toe en hulle het gaan doop. Dit is die wil van Christus dat elkeen wat tot geloof in hom kom, om deur die doop moet volg. Hulle moet hom gehoorsaam, nie uit dwang nie, maar gewilliglik, omdat ons wil dit doen. Deur gedoop te word, is die gelowiges gehoorsaam aan die opdrag van Jesus Christus. Deur gedoop te word, wys die gelowiges
dat hy of sy aan Jesus Christus behoort. Die doop word beskryf as 'n uiterlike bewys van dit wat binne gebeur het. Ek en jy kan nie sien wanneer die Here in iemand se hart gewerk het nie, alhoewel jy kan dit sien in die oë, jy kan dit sien in die gesig, jy kan dit sien in die vel, want daar's net iets anders aan iemand wat wedergebore is. Jy sien wanneer iemand begin backslide, sien jy dit in die gesig, jy sien dit in die oë. Dis so duidelik sigbaar, maar ons kan nie werklik sien in die hart, wanneer die hart besny is deur wedergeboorte nie. En daarom doen ons die doop fisies, sodat die gemeente en almal kan sien, ek is wedergebore, ek het my hart vir die Here gegee. Hier's die fisiese, die buiteste simbool van wat binne met my gebeur het. Nou, as 3 mense wat ons gaan doop vanoggend, kom julle gou vorentoe, waar is julle? Barbara, Dani, Gertjie, waar's Gertjie? Ek wil nou vir julle 3 vra voor die gemeente vanoggend. Erken en bely julle dat Jesus Christus julle verlosser en saligmaker is. Erken en bely julle voor die gemeente dat julle harte, julle lewens, julle alles vir Jesus gegee het. Dan is dit vir my 'n voorreg om julle te mag doop vanoggend. Gertjie, kom 'n buks, laat jy eers inklim. Pas op, hy gaan daarso. Klim daarso mooi in. Ons het die water nie warm gemaak nie, gaan sit daar op die rand daar. Ja, sit jou voete daar binne. Om die Here te dien is 'n opoffering, dis nie altyd maklik nie. En selfs met die koue water word jy sommer daaraan herinner, nê. So. Nou ja, Gertjie, dis vir my 'n voorreg. Ek gaan jou neus toedruk en dan gaan ek jou onder die water insit. Dis vir my 'n voorreg om jou te doop vanoggend en ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Almagtige Vader, baie dankie vir hierdie wandel wat Gertjie op is, Here. Dankie Here dat hy ook vanoggend hiervoor almal erken en bely dat hy sy verlosser en saligmaker is en dat sy hoop en sy vertroue in U is as ons verlosser en koning. Ek bid dan ook Here dat U vir hom sal seën, dat U Gees oor hom sal uitstort, dat U vir hom sal doop met die Gees en dat hy kragtig in handel en wandel sal wees en U sal verheerlik deur sy lewe. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ja, dis net 'n lekker hande klap. So baie dinge is bietjie glad, hoor. Dani, as die hoof van jou huis, nee broer, jy is die hoof van jou huis, jy moet die geestelike hoof ook wees. Tot ook altyd die vrouens voor. Ja, kan jy dit glo? Dani, is my voorreg om jou te kan doop, ons stap ook al 'n lang pad saam, so deur die selgroep en alles, en dit is my voorreg om jou te kan doop vanoggend, en ek doop jou in die naam van die Vader, van die Seun en van die Heilige Gees. Almagtige Vader, baie dankie vir Dani, dankie Here dat hy ook voor almal vanoggend erken en bely, hy sy koning en sy verlosser, en ons weet Here, in sy lewe lê daar ook nuwe dinge voor, daar's 'n nuwe seisoen wat kom vir hulle, en ek bid Here dat U vir hom kragtig sal gebruik, ook daar wil hy heen gaan trek en daar wil hy gaan beweeg. Mag U vir hom seën, mag U vir hom kragtig gebruik en mag U vir hom ook doop met die Heilige Gees dat hy in sy roeping kan inlewe dit wat U vir hom beplan het. Ons eer en ons dankie in Jesus se naam. Amen. Babs, dis vir my 'n voorreg om jou te kan doop ook vanoggend. En ek doop jou vanoggend in die naam van God die Vader, van God die Seun en van God die Heilige Gees.
Almagtige Vader, so baie dankie vir Barbara. Dankie Here vir die journey wat sy op is. Here, waar U vir haar kom haal het en waar U met haar pad besig is om te stap, vir al haar vrae, vir soveel kere wat sy die vrae het en vra. Here, ek bid dat sy altyd soekend sal bly na U wil en na U woord, Here, dat sy alles sal ondersoek en Here, dat sy altyd op die regte pad sal wees, dat sy U stem duidelik sal hoor. En Here, dat sy dan ook, dat U vir haar sal seën met 'n gees van onderskeiding, Here, maar ook dat U vir haar boldness sal gee om te getuig en te praat wanneer dit nodig is. Mag U vir haar doop met die Heilige Gees wat haar kragtig sal maak sodat sy ook in haar bediening en in haar roeping in kan lewe. Seën vir haar, Here. Ons vou vir haar toe onder die genade van ons Verlosser en ons eer en ons dankie in Jesus se naam. Amen. Kom ons geef hulle weer lekker hande klap. Julle kan na die tyd julle sertifikate net met my kom haal, want ek sien julle is nog 'n bietjie nat. Is dit nie 'n wonderlike voorreg om te kan deel in hierdie tipe van goeders nie? Om te sien hoe die Here in mense se lewens werk, hoe die Here mense verander, hoe die Here hulle net nader trek en om te sien hoe hulle groei nie. Kom ons gee vir die Here net 'n lekker hande klap vanoggend. Nou in hierdie week is 'n jong man oorlede wat vir my baie naby in die hart was. Hy was my baie werklik, want hy's vir my soos 'n seun gewees ook. En nadat ons die nuus gekry het, staan ek in Deedrey so en praat, en sy herinner my daaraan dat so 'n paar jaar gelede het die Here vir haar op die hart gelê om met die man te deel en wat sy roeping is. En die Here het op Deedrey se hart gelê dat sy roeping 'n evangelis is, om die evangelie uit te dra. Met hom daaroor gesels, maar dit het nie gebeur nie. Dit is so 'n tragedie. Dit is so tragies om te dink die roeping wat God op sy lewe gehad het nooit gerealiseer nie. So vandag wil ek gesels oor iets wat party mense dalk sal sê, ja, dis jou favourite onderwerp, want jy praat kort oor dit. Maar dit is vir my so belangrik dat ek elke Sondag daaroor sal praat. Dit is vir my so belangrik dat ek sonder ophou daaroor sal praat. Dis iets wat my ontsettend baie frustreer, want ons doen al die kursusse en ons praat al die praat en ons sê al die dinge, maar so baie mense sterf sonder om hulle roepings uit te leef. Ek wil jy moet vandag verstaan dat jy, elke ene van julle wat daar sit, elke mens het 'n doel op aarde. En daardie doel is nie 'n keuse nie. En is ook nie jou keuse nie. Maar is inteendeel, is dit 'n opdrag. Onthou wat sê Matteus 28:19. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek jou beveel het. Dis 'n opdrag wat die Here vir ons gee, vir elke ene van ons. Die realiteit is egter dat as ek en jy nie besef dat ons geskape is deur God nie, dat ons geskape is om God te verheerlik nie, dat ons gered word om God te verheerlik. En as ons nie besef dat ons geroep is om die Here te verheerlik nie,
dan gaan ons nooit hierdie opdrag opneem en hierdie opdrag uitvoer nie. Ons moet besef, dis wat die Here wil. Kolossense 1 vers 16 sê, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Alle dinge is deur hom en tot hom, vir hom geskape. Alles is deur God geskape. Ek en jy ingesluit. Die laaste 3 woorde van hierdie teksvers is so belangrik. Daai wat sê, ons is tot hom geskape. Hierdie 3 woorde beteken dat ons op hierdie aarde geplaas is om God te verheerlik. Om te doen wat God behaag. Om sy wil te doen. Ek en jy se lewensdoel is baie groter. Dis baie meer as ons eie persoonlike en selfsugtige begeertes en ambisies. Dis meer as om te strewe om enige manager op die myn te word, as om 20 miljoen rand in die bank te hê. Dis soveel groter en meer as dit. Ons is elkeen vir 'n spesifieke doel, soos wat God dit bepaal het, geskape en op hierdie aarde geplaas. Spreuke 16:4 sê, alles het die Here gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil. Alles het die Here gemaak. Hierdie vers is so duidelik. Ons is hier om God te behaag en nie om ons eie drome te vervul of ons eie belange na te jaag nie. Ons lees in die opskrif van Job 10 staan daar geskrywe, God bestuur alles. En in vers 12 lees ons die volgende, in wie se hand, dis God, in wie se hand die siel is van alles wat leef en die gees van alle menslike vlees. Alles is in die Here se hand. Ek en jy is nie hier om suurstofdiewe te wees nie. Ek en jy is geskape om 'n verskil op aarde te maak. Ons is geskape om waarde toe te voeg, om iets terug te gee. En dit bring ons by die eerste skepingsdoel. En dit is, ons is geskape om God te dien. Efesiërs 2 vers 10 sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Ek en jy is geskape om goeie werke te doen. Elke keer as ons 'n goeie werk verrig, dan verrig ons eintlik 'n diens aan ander mense. As ons dan so 'n diens verrig deur ander mense op enige manier te dien, dan dien ons eintlik vir God. Wat jy vir iemand anders doen, wat minder is, doen jy vir God. As ons diens verrig, dan verheerlik ons vir God. Kyk wat sê Johannes 17 vers 4. Ek het u verheerlik op die aarde. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. En dis Jesus wat hierso praat. Die een na wie ons opkyk. Die een se voorbeeld ons volg. Jesus praat en hy sê, ek het God verheerlik. Hy het God verheerlik. Hoe het hy dit gedoen? Deur die werk wat God hom gegee het om te doen op hierdie aarde, om dit af te handel en dit te volbring. As Jesus sy Vader verheerlik het, hoeveel te meer moet ek en jy dit nie doen nie? Dis 'n opdrag vir elkeen van ons. Dis iets wat elke mens op hierdie aarde moet doen. Hoe dien ons dit? Hoe doen ons dit? Deur diens te doen. Kyk wat staan geskryf in Markus 10:45, want die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Hoe meer duidelik wil jy dit hoor vanoggend? Hoe meer duidelik moet ons dit nog sê? Hoe duideliker moet die Here dit vir ons uitdruk in hierdie oggend? Ons is soos Jesus op hierdie aarde geplaas om te dien. Hoe het Jesus gedien?
Jesus het ons Vader met oorgawe en met 'n goeie gesindheid gedien. Voluit. Hoeveel te meer moet dit nie ek en jy se gesindheid ook wees nie. Met oorgawe en 'n goeie gesindheid. Efesiërs 6 vers 6 en 7 sê nie met oë dien soos mense behaars nie, maar soos diensknegte van Christus wat die wil van God van harte doen en met goedwilligheid die Here dien. Wie gee die Here vir ons die voorskrifte? Ons hoef nie rond te tas en te raai hoe wil die Here hê moet ons dit doen nie. Hy sê vir ons presies wat hy van ons verwag. Hy sê vir ons presies hoe moet ons hierdie dinge doen. Ek en jy is gered om God te dien. Besef jy dat indien jy nog nie gered is nie, dan kan jy nie die Here verheerlik nie. Jy moet gered wees om die Here te kan verheerlik. Hoekom? Ek dink nie as jy in 'n lewende verhouding met die Here is, gaan hy vir jou alles openbaar en alles gee om sy volheid vir mense te kan wys nie. Jy moet 'n verhouding met die Here hê. Jy moet 'n lewende verhouding met God hê. Dan kan hy deur jou sy ware karakter aan die wêreld wys. Wie hy is, wat hy is. Maar ons moet in daai verhouding met hom wees. Jy kan ook nie suksesvol bedien en aanhou met jou bediening nie. Jy gaan moeg word en uitval indien jy nooit jou autoriteit in Jesus Christus opgeneem het nie. Dit is moeilik om die Here te dien. Dis nie maklik nie. As ek en jy werklik 100% uitverkoop is in die Here en ons wil hom behaag en ons wil hom dien met alles in ons, gaan dit moeilik wees. Want die duiwel wil jou ontmoedig. Die duiwel wil vir jou sê, Jaco, weet jy wat, dis nie die moeite werd nie. Gee dit net op. En dis wanneer ek en jy die autoriteit in Jesus moet opneem. En as ek en jy nie in 'n lewende verhouding met Jesus Christus is en ons weet nie wie hy is nie, en ons weet nie wie ons in hom is nie, kan ons nie ons autoriteit opneem en die duiwel weerstaan en lewe spreek oor dit nie. Dan is ons nutteloos. En dan gaan ons net uitval. Ons lees in 2 Timoteus 1 vers 9 die volgende: wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is. Ek en jy is gered om God se heilige werk hier op aarde te doen. Altyd eers God se werk, dan ons persoonlike werk. Daar is baie mense wat in 'n bediening staan wat heel groot bors is en met 'n groot bek uitskree dat slegs hulle werk of hulle opinie of hulle kerk belangrik is. Dis die enigstes wat hemel toe gaan. Daar's soveel mense wat dit sê. Daar's soveel instansies, kerke wat dit sê. Maar weet jy wat? Ek en jy moet verstaan dat ons almal deel is van die groot prentjie. Ons is deel van die groot masjien. Elke een is 'n rad. Die vorige gemeente waar ons was, het hulle elke jaar so 'n radwerkkonferensie gehad. En hulle het so 'n bord altyd daar opgehad met 'n klomp ratte. As jy hierdie ene draai, dan draai die groot en die kleintjie en hierdie ene. As jy een rad uithaal, dan werk hy nie. Ons is almal deel van hierdie radwerk. Elke Christen, elke gemeente is deel van hierdie radwerk. Die diens wat ek en jy verrig, is deel van die werk van ander broers en susters in Christus. Jy kan nie alles alleen doen nie. Ek kan nie alles alleen doen nie. In hierdie gemeente kan ek nie alles doen nie. Hierdie gemeente sal uitmekaar uitval as ek by al die plekkies en al die dinge moet betrokke wees. Dis nie wat die Here geplan het nie. Ons is deel van die gemeente. Ons is deel van die groter liggaam van Christus Jesus. Ek wil net hier vir jou beklemtoon dat ek en jy nie deur diens gered word nie, maar ek en jy word vir diens gered. Niks wat ek en jy op hierdie aarde doen vir God se koninkryk kan ons red nie. Niks. Jy kan al jou geld weggee. Jy kan elke dag by elke
charity werk en by elke kinderhuis en oralste kan jy alles gee. Ons kan net gered word deur die genade van God, deur Jesus Christus. Aan die ander kant sê 2 Timoteus 1 vers 9 ook, dat elkeen van ons 'n rol en 'n funksie op hierdie aarde het. Paulus sê in 1 Korintiërs 6 vers 19, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie. Hoor mooi, julle behoort nie aan julleself nie. Julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Jou liggaam en jou gees behoort aan God. Hy het vir jou geleen, is nie joune nie. Ek en jy behoort nie aan onsself nie. Ons liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees en ons moet dit aanwend tot verheerliking van God. Ons is so maklik om te sê, ons liggame is 'n tempel, jy mag nie rook nie, jy mag nie dit nie, mag nie dit nie, mag nie dit nie. Ons het al hierdie moeds. Maar gebruik jy jou liggaam om God te verheerlik? Ons wys maklike vinger na iemand anders met oorgewig is of wat ook al is. Maar wat doen jy met jou liggaam? Verheerlik jy God met jou liggaam? Ek en jy moet besef dat Jesus sy lewe gegee het om ons te koop. Hy het nie net die volle prys vir my en vir jou betaal nie, maar jy's duur gekoop. Die prys op jou was ontsettend duur. Maak nie saak wat jy dink van jouself nie. Jy is duur gekoop. En ek dink net die gedagte daaraan dat ek en jy duur gekoop is, die gedagte aan wat Jesus betaal het vir jou, moet vir ons hierdie mindshift kan bring om te sê, maar weet jy wat, ek wil die Here dien en ek wil hom verheerlik vir dit wat hy vir my gedoen het. 'n Hart wat gered is, behoort een te wees wat wil dien, wat wil 'n verskil maak. Daar is vir elkeen van ons 'n plekkie in Jesus se liggaam waar ons bediening kan uitleef. Daar's 'n plek vir elke ene. Sodra jy gered is, wil God jou vir sy doel gebruik. Ongelukkig sien ek baie keer ook, mense wil hulle doel doen. Mense wil doen wat hulle graag wil. Nie waantoe die Here hom stuur nie, of wat die Here vra doen nie. Nee, ek hou nie van daai nie. Ek hou nie daarvan om met dit te werk, of met hierdie mense te werk nie. Dis nie my ding nie. Ek wil eerder op 'n ander punt dien. Dien waar die Here jou geroep het, want dis waar jou blessing gaan wees. Nie op 'n ander plek nie. Is 2 Timoteus 1 vers 9 nie baie duidelik oor ek en jy se doel op aarde nie. Elkeen van ons is geroep om te dien. Dis nie net my werk nie. Elke ene is geroep om te dien. As jou buurman siek is, gaan bid jy vir hom. Dis nie die pastoor se buurman nie. Dis jou buurman. Jy het 'n verhouding met hom. Filippense 3 vers 14, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na dit wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Elke geredde Christen word geroep vir diens in God se koninkryk. Ons eerste funksie op aarde bly nog steeds om God te verheerlik deur te dien. Die vraag is, daar by jou werksplek, of jy 'n student is, 'n skolier is, of jy 'n dokter is, of jy 'n werktuigkundige is, 'n mechanic, of jy 'n huisvrou is, of jy 'n myner is, of jy 'n elektriesien is jy daar 'n disipel? Elke werk, elke plek waar jy is 'n roeping deur Jesus.
Want God leef in jou hart permanent. Ek kom nie daar by Jan se werk en het interaksie met die drywers en met wie hy almal werk nie. Is hy lig daar? Is jy lig daar, Jan? Reeds daar waar jy beweeg, is jy lig? Dis die vraag, want Jesus is in jou hart. Daar waar jy beweeg, is jy lig? Sien mense die lig van Jesus in jou? En so kan ek vir elke ene van julle vra. Daar waar jy werk, is jou bedieningsplek ook. Dis nie net hier nie. Jy kan nie net Sondag hiernatoe kom en dan wil jy gou die stoele reg skuif nie. Ja, dis belangrik. Maar wat van by jou werk? Wat van by jou skool, JD? Dra jy die lig van Jesus uit? 1 Petrus 2 vers 9. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot in sy wonderbare lig. En die vers stel vir elkeen van ons. Elkeen van ons wat sê ons is 'n kind van God, is uit die duisternis uitgehaal. Die lig van God is in ons en hy verwag dat ek en jy daai lig gaan uitdra daar buite. Hoeveel van jou tyd gebruik jy om God te verheerlik? Dink so 'n bietjie oor hierdie laaste week tot vanoggend toe. Hoeveel van jou week het jy gebruik om God te verheerlik? As ons kyk na die vorige teksvers, sê dit tog duidelik dat ons sy deugde moet verkondig. Ons is almal deel van hierdie groot masjien. Ons is almal deel van hierdie radkas. Ons moet net ons take optel. Ons moet net inskakel in die radkas in. Onthou dat nie alle bedieninge altyd so sigbaar is nie. As ek en jy in 'n bediening wil wees om deur ander mense gesien te word, dat mense net kan sê, "Wow, het jy gesien daar vir Amos? Het jy gesien wat Amos doen?" As dit die rede is hoekom ek en jy wil bedien, dan doen jy dit vir die verkeerde redes. Onthou, al sien niemand die goeie werk wat jy doen nie, God sien dit. God sien alles wat jy doen. En dit wat jy doen is waardevol vir hom. Onthou, as 'n geredde kind van God, as jy nie jou deel doen of jou bediening uitleef nie, is die kans baie goed dat die groot masjien, dat daai radkas gaan opsies. Hy gaan nie so lekker werk nie, hy gaan hierdie gekreun en gesteen en hierdie geluide die heeltyd hê. Want hy werk nie reg nie, daar's fout met hierdie radkas. Hierdie diens wat ons moet lewer, is nie 'n keuse nie. As jy sê jy's 'n kind van God, jy nie 'n keuse nie. Dis 'n opdrag. Onthou wat sê Matteus 28:19. Dis 'n opdrag vir elke wedergebore kind van God. Waar staan jy vanoggend? Waar is jy in jou dienswerk vir die Here? Hoe lyk dit by jou werk? As jy 'n ligdraer, draai jou lig net Sondag hier by die kerk. Of kom jy Sondag laat ons vir jou vlammetjie aansteek en dan voor jy by die huis kom is die vlammetjie weer af. Waar staan jy vanoggend?